Goed, geliefdes, wat 'n lekker vol week. Ons deel graag met julle die afkondigings vir hierdie week. En die eerste belangrike ding, vanaand belydenis van geloof geleentheid. So kom na die Kompleks Campus toe, vanaand 6uur, almal is hartlik daarna uitgenooi. Net soos wat ons met die roetemerkers, ook die graad 11s met die belydenis van geloof ondersteun nou, ook die wat die matrieks ondersteun het en voorbid vir die eksamens. Dankie vir julle inkoop, dankie vir die dawees. So almal vir wie dit vanaand moontlik is, kom ondersteun asseblief al ons kinders wat belydenis van geloof kom doen. Dan, DV die 8ste November, is dit ons GLS geleentheid, so julle is baie welkom om al julle vriende te nooi, asseblief kontak die kantoor of skakel op Quicket in, koop jou kaartjies, moet nie hierdie geleentheid mis nie, ek dink dit gaan baie besonders wees. Dan die 15de het ons spesiale vroue geleentheid, kyk asseblief na hierdie inset. Toe my seun Siebert klein was, het hy effens gebrei. En elke oggend as ek by die deur uitgestap het, het hy my gevra: "Mamma, gaan jy kerk toe of gaan jy werk toe?" Dan sien ek staan in die bediening met my een been, ek is 'n deeltydse predikant by Familiekerk NG Kameeldrift, en met my ander been staan ek in ons familiebesigheid. Ek is die bestuurende direkteur van Villa Krause Velsorg. En elke keer as hy gevra het, "Mamma, gaan jy kerk toe of gaan jy werk toe?" het ek besef, maar ek kan nie een persoon by die werk wees en 'n ander persoon by die kerk wees nie. Net so kan ons ook nie een persoon langs die braaivleisvuur wees en iemand anders by die kerk wees nie, want dit is verkleur mannetjie geloof. Ja, God wil hê dat ons sy lig en liefde moet uitdra deur al ons woorde en deur al ons dade moet ons hom groot maak. Nou hierdie is 'n gedeelte van die tema waaroor ek gaan gesels die 15de November by NG Gemeente Jeffreys Bay by die Kompleks Campus. Ek sien so uit na hierdie mooi geleentheid. Jy gaan bederf word met 'n noenmaal. Villa Krause Velsorg gaan vir jou 'n lieflike geskenk gee, ons collagen serum, daar gaan stalletjies wees, ons gaan lekker kuier en sommer net die Here se teenwoordigheid geniet en ervaar. Ek hoop om jou daar te sien. Kontak vir Suzaan vir meer inligting. Geliefdes, dan is ons wynveiling DV die 27ste November en julle weet elke jaar is dit iets om na uit te sien. As daar van julle is wat dalk vir ons goeie wyne kan skenk of iemand ken wat dalk goeie wyne kan skenk, kontak mooi asseblief die kerkkantoor en daar sal ook meer op die afkondigings beskikbaar wees eersdaags oor ons wynveiling. Dan die 10de maand is ons so dankbaar vir die Here. Dankie vir elkeen se bydrae. Ons gaan vir julle ietsie meer ook daarvan vertel. Gemeente, ons 10de maand se terugvoering wil ons graag met julle deel, dat ons het verlede week het ons met julle gedeel dat ons net so oor die 300,000 ingekry het, en ons kan ons met julle deel dat ons net so aan die 500,000 rand raak, en ons wil vir julle sê, baie dankie vir elkeen se finansiële bydrae. David, is vir my wonderlik om ook te sien hoe gemeentelede inkoop, en dit waarmee ons ook mee besig is, hier in Jeffreys Bay, en ook tot die uithoeke van hierdie wêreld. Is regtig net wonderlik om die seën van die Here te beleef en die genade wat hierby betrokke is in mense se harte rondom dit jou. Ja. Ons wil vir julle ook sê dat ons het nog die hele November maand, soos jaarliks is dit Oktober en November maand, wat ons natuurlik dan ons 10de maand ook het, en vra ons ook, indien daar enige bydraes nog ook moet inkom in November maand, is julle meer as welkom om dit ook te doen. Onthou asseblief om dit net te spesifiseer, 10de of 10 of 10de maand, dat ons dit ook dan reg kan allokeer. Ons hoop regtig dat ons ook dan by ons mikpunt hierdie jaar sal uitkom van 700,000 en ons sien regtig uit na dit wat die Here ook gaan doen binne in hierdie gemeente en ook deur hierdie gemeente om 'n verskil te kan maak. Weet jy, Joe, ek het vir my nogal self die vraag afgevra, wat is die rede waarom die Here die gemeente op die oomblik so geweldig seën en waarmee is die Here besig en wat wil hy doen? Dis nogal 'n godsvraag om te vra. Verseker. En ons sê altyd vir mekaar ook dat om vir 'n gemeente te gee is om nie vir 'n gemeente te gee nie, maar dis om deur 'n gemeente te gee met die werk waarmee die Here besig is. En so seën die Here ons om 'n seën vir ander mense te wees. En dankie vir elkeen van julle se inkoop en julle deel wees ook van hierdie jaar se 10de maand. Ja. En dan kollega die leraarspos opgewonde. Ja, dis 'n nuwe hoofstuk ook wat vir ons oopbreek in die gemeente. Ons is opgewonde vir 'n nuwe kollega wat binnekort ook by ons gaan aansluit.
Tans op die oomblik het ons so 16 aansoeke ook ingekry vir hierdie spesifieke pos, soos wat ons ook weet, wat baie sterk gefokus is op ons families en ook natuurlik op ons tieners en naskoolse jeug. Ons is bevoorreg om so 'n pos te kan hê, David. En ja, ons sien uit om daai 16 aansoeke te werk. Die proses nou vorentoe is dat ons gemeenteraad het 'n pre-advieskommissie saamgeroep om spesifiek hierdie CV's te werk en van daar af gaan ons dan ook 'n kortlys natuurlik saamstel. En dan gaan ons hulle ook uitnooi vir onderhoude. Ons vra asseblief julle voorbidding ook vir hierdie geleentheid. En dat die Here vir ons regtig sal lei binne in dit, dat ons so sensitief ingestel sal wees vir die Here se leiding van sy gees, vir onderskeidingsvermoë, sodat ons ook weet wat die Here wil. Ja, die Here voorsien die arbeiders vir die oes en dat julle saam met ons bid dat die Here ook in daai persoon se hart en hulle gemeente sal werk wat hiernatoe moet kom, dat die Here daai voorbereidingswerk ook so sal doen en vir hom ook daarvoor dankie sê. Ja. Ons beoog om einde November, begin Desember met ons onderhoude ook mee besig te wees, maar ons sal julle ook op hoogte hou van hoe die proses ook verloop en ons sê dankie vir julle elkeen se voorbidding, ondersteuning ook op hierdie pad. Goed. En dan is dit jou Sabbatsverlof. Elke 4 jaar het 'n leraar 'n geleentheid om vir 30 dae by die Here te gaan stil word en te reflekteer oor die afgelope 4 jaar, maar ook vorentoe te kan kyk vir waarmee die Here besig is in jou eie lewe, David, maar ook in die gemeente. En dis nou in November maand jou Sabbatstyd. So Ek wens regtig met julle hart dat al my kollegas nou op hierdie stadium 'n Sabbatsverlof kon kry. Ek dink almal het op hierdie stadium 'n Sabbatsverlof nodig. Maar Joe, ja, ek wil regtig net die tyd spandeer om met die Here 'n bietjie te gaan reflekteer. Ek wil 'n bietjie gaan stil raak met hom. Ek wil 'n bietjie spesifiek werk en navorsing doen en 'n bietjie verder werk met ons as kollegas werk nou al 'n geruime tyd met praat ons oor huweliksvoorbereidingskursusse en om 'n kwaliteit produk op die mark te sit waarby gemeentes in die land ook by kan deel van word en inkoop by. So ek wil regtig aan dit begin werk in November en miskien daai produk vir ons span voorlê en dat ons verder daarmee woelend werk. So dis een van die dinge. Ek wil gaan stil word en net 'n bietjie kop skoon maak en 'n bietjie reflekteer oor die jaar wat verby is. En ek sien verskriklik uit na 2026. So dankie vir die voorreg vir die gemeenteraad en die gemeente wat ons daai kans gee om daai tyd te kan spandeer met die Here in mekaar. Dit bring weer nuwing vir 'n mens, nê, van innovasie. Dit bring om 'n nuwe manier van kyk. En natuurlik ook om roeping net weer, roepingbewustheid, David, om terug te kyk en te besef hoekom die Here ons roep vir die bediening, met alles daarmee saam ook. En ons wil vir jou sê baie sterkte. Ons sien uit met dit wat die Here jou mee gaan vul om terug te kom hier na die gemeente toe. En ons sien uit ook vir die volgende tydperk. Mag die Here saam met jou wees. Belangrik gemeente, moenie vir David in November maand pla nie. Julle kan met ons vir ons skakel of hy sal dit in elk geval net aan ons oorgee en van daar af julle moet vir hom bid. Dis die belangrike. Vir hom bid vir hierdie tydperk en mag die Here jou ryklik seën. Dit is wonderlik om saam met jou in die bediening te wees, David. Wonderlike kollegaskap en dankie ook vir wat jy vir die gemeente doen en ook beteken. Mag die Here jou ook ryklik seën daarvoor. Dankie kollega, dankie, seën vir julle. As hy kan ons vir jou bid? Dankie. Here, baie dankie vir David en dankie vir die voorreg wat ons het om in die bediening te kan wees. Here, dit is 'n voorreg en ook 'n verantwoordelikheid. En so weet ons, Here, het ons nou die voorreg om elke 4 jaar met Sabbatstyd te gaan. Vir daardie 30 dae, Here, is dit so 'n belangrike tyd van vernuwing, van tyd saam met U. En Here, dat ons regtig ook vir David aan U kan opdra in hierdie tyd. Mag U met hom wees, mag U hom kom seën, mag U hom kom toerus en kom vul met dit waarmee hy moet besig wees vir die volgende tyd, ook in die bediening. Mag hy ook reflekteer en ook met opgewondenheid ook kan terugkyk en dankie te kan sê en ook te kan sien wat die afgelope 4 jaar gebeur het. Geestelik, in sy eie persoonlike lewe, binne die gemeente, maar ook verder om hierdie volgende seisoen ook aan U op te dra. En Here, dankie dat ons ook kan weet dat U in beheer is en dat U die koning van U kerk is en dat U ook saam met NG Gemeente Jeffreys Bay hierdie pad ook vooruit gaan. Wees saam met David, seën hom ryklik vir hom en sy gesin. Mag goedheid en liefde en genade elke oomblik in hierdie tyd saam met hulle wees. In Jesus naam. Amen. 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 Ons mag vandag se erediens vir elkeen van julle geseënd wees en mag julle die liefde van die Here ervaar en geniet ook die samehorigheid ook in hierdie dag. Alles